Hoofstuk 4. Die vierde kenmerk van 'n volwasse gelowige is 'n volwasse gelowige word gekenmerk daarin dat hy naby aan die Here lewe. Lukas 6 vers 44 sê, elke boom word aan sy vrugte geken. Net so word ek en jy geken in ons vrugte. En wanneer ek en jy naby aan die Here lewe, dan dra ons die vrug van die Gees. Hier's 'n paar kwalifiserende vrae wat ek en jy vir ons moet vra. Wys my lewe dat ek aan die Here behoort. Wys my lewe dat ek my kruis opgeneem, net soos Jesus van my vra, en agter Jesus aanloop. Wys my lewe Jesus vir 'n verloorgaande wêreld. Dra ek vrug? Laat daai vraag vir 'n oomblik insink en antwoord dit eerlik. Wys my lewe dat ek aan die Here behoort. Wys my lewe dat ek my kruis opgeneem het en agter Jesus aankom. Wys my lewe Jesus vir 'n verloorgaande wêreld en dra ek vrug. Iemand wat lief is vir die Here en die Here soek, het 'n mooi vers wat van hom op toepassing is. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Nou dit klink soos iemand wat naby die Here leef, iemand wat die Here soek, iemand wat by die Here wil wees. Die Here wil so 'n persoon beloon. Nou wat beteken dit om naby die Here te leef? Kom ons breek dit op soos wat in die boekie staan. Die eerste ding is, iemand wat naby die Here leef is werklik lief vir die Here. Iemand wat naby die Here is werklik lief vir hom. In Matteus 22 vers 37 sê Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Nou dit beteken jou hele wese. Iemand wat naby die Here leef, is lief vir die Here met sy hele hart, met sy hele siel en met sy hele verstand. Dis die eerste kerneienskap, kan jy sê, van iemand wat naby die Here leef. Die tweede kerneienskap is hy's lief vir mense. Matteus 22 vers 39 sê Jesus, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Onthou net, as ek lief is vir die Here, en ons gaan weer daaroor praat, dan is ek lief daarvoor waarvoor Jesus lief het. En ons praat dit in 'n volgende hoofstuk. Maar hou vas daaraan, ek is ook lief vir mense. En dan, nog 'n belangrike eienskap is, iemand wat naby die Here leef, leef Jesus skaamteloos uit in sy omgewing. Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, vir eerste vir die plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood. En hier is die ding wat ek en jy moet vasmaak, al drie hierdie goed loop saam. Ek is lief vir die Here, ek is lief vir mense, maar ek skaam my ook nie oor die Here nie. Hoekom? Omdat ek lief is vir hom en omdat ek lief is vir mense, want hierdie evangelie is wat my by die Here uitgebring het, maar is ook wat ander mense by die Here uitbring. Hier is 'n selfevaluasie wat ek en jy moet doen en onsself moet vra is, lewe ek naby die Here? Is ek lief waarvoor die Here lief is? En is ek lief vir die Here?